wat gaan met Richard aan vanmôre? Wat gaan met Richard aan? Wat gaan met Richard aan? Ons gaan vandag se boodskap begin as 'n reeks. Ek is so bietjie hard. My klank is so bietjie hard, Richard. So effentjie sagter vir die bure. Sê vir die bure. Vandag gaan ons begin met 'n reeks en ons gaan die reeks noem jou liggaam God se tempel. En vandag gaan ons kyk na die vrug van die Gees versus die vrug van geregtigheid. Is daar 'n verskil of regverdig versus heilig? Wat beteken dit en hoe raak dit jou, want dit kan jou lewe verander en mag dit vandag jou lewe verander as die Christus lewe geopenbaar op die aarde in vlees. En vandag gaan ek 'n paar goedjies demonstreer om ons te help dat ons net verstaan wat dit eintlik beteken. Is dit reg so? Maar ek gaan eers 'n fondasie lê. Ek gaan eers vir ons 'n lekker fondasie lê. Ons het nou vir Elzaan geluk gewens met haar verjaarsdag. Ons het nou vir Roos geluk gewens met haar verjaarsdag. Elzaan is so 2-3 weke terug verjaar. Ons het vir Joshua geluk gewens. En julle ouers ken julle van daai dag af wat julle gesê het Maar eintlik was jy alreeds in God se gedagtes. Want voor die grondlegging van die wêreld het God jou alreeds in hom uitverkies as heilig, as onberispelik, as sonder gebrek. En met die volheid van tyd, ons weet met die volheid van tyd, toe hy uitroep, dit is volbring, het hy net kom openbaar maak die verborgenheid van sy wil, soos wat hy besluit het, as voor die grondlegging van die wêreld, uit dimensie, uit 'n plek van ewigheid. Met ander woorde, jy wat vanoggend hier sit, was alreeds in hom as uitverkies van ewigheid af. Daarom het hy, Prediker 3 vers 11, het God die ewigheid gevat. Toe plaas hy dit in die hart van die mens. Ons is onder die indruk, jy moet doodgaan, sodat jy kan die hel mis, dan gaan jy hemel toe, as ewigheid, as 'n plek van ewige lewe. Maar God het in gedagte gehad. Daarom was jy alreeds in hom uitverkies. Daarom is jy eintlik uit dimensie ewigheid. En dis eintlik in jou hart. Daarom sê Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want uit jou eie hart kom die oorspronge, uit jou eie hart, die Engels gebruik 'n woord, kom die issues van jou eie lewe. In Markus 7 sê hy sê vir hulle, dis nie wat by jou ingaan, wat jou onrein, wat jou verganklik, wat jou siek maak, wat jou doodmaak nie. Dis wat by jou hart uitkom. Want ek en jy besit oor die vermoë, as saam opgewek, die ontdekking van 'n geestelike waarheid, om nou hierdie kwaliteit lewe te leef, as uit 'n dimensie, ewigheid. En dis in my hart. Daarom sê Jesus, as julle drink van die water wat ek julle gee, die water wat ek julle gee, sodat in jou word 'n fontein, in jou eie hart, wat opspring,
tot die ewige lewe. So waar is die ewige lewe? Is die ewige lewe in die hemel of is die ewige lewe in jou? En jy is die openbaarmaking as die oorsprong, sodat ons kan uitkom by 'n plek, sigbaar verheerlik. Sodat ons kan uitkom by 'n plek sigbaar verheerlik, want dis alles in jou hart en dit moet geopenbaar word as 'n kwaliteit lewe, sy lewe in en deur jou, tot ons gaan uitkom by 'n plek as sigbaar geopenbaar, God in vlees, verheerlik, onverganklik. En hy is, en hy manifesteer dit in 'n vleesliggaam, as sigbaar, God waaragtig, en hy noem dit jy. Dis fantasties. Ewigheid beteken wat is, wat was, wat sal wees. Nie as gister, vandag, môre nie, maar as ek is. Jy is. Daarom as ons besig is met waarheid, sal God as ewigheid in jou hart geopenbaar moet word as sy kwaliteit lewe wat jy leef, as 'n sigbaar word, God in vlees verheerlik, 'n vleesliggaam, my en jou liggaam, as verskillende lede, maar as die liggaam, as Christus, as die liggaam van Christus, sigbaar, verheerlik, onverganklik. Sê vir my, is God siekte? Kan God doodgaan? Is God sonde? God is onsterflik. God is lig. God is geen duisternis. En as ons besig is met waarheid, as uit ewigheid, as 'n ewige lewe manifestasie, die kwaliteit lewe van wie en wat God is, as geopenbaar, sigbaar, sal een of ander tyd 'n vleesliggaam moet begin openbaar as verheerlik, geen siekte, geen dood, God in vlees, onverganklik, verheerlik, sigbaar, en dis jy. Daarom weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel van God is, en dat die Gees van God in jou woon nie. Is dit nie groot nie? Is dit nie fantasties nie? Daarom kyk gou wat sê 1 Korintiërs 3. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 3. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 3. Onthou ons wil uitkom by die verskil tussen geregtigheid, heiligheid, heiligmaking, die vrug van die Gees, die vrug van geregtigheid. Ons wil 'n bietjie dinge bymekaar sit om uit te kom by 1 Korintiërs 3 vers 16. Vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. Ek wil gou dit weer net herhaal. Die ewigheid is nie in die hemel nie. Die ewigheid is in jou eie hart. En as ek en jy die verborgenheid, die openbaring kan hê om te leef uit dimensie, jou identiteit, dan leef jy uit dimensie ewigheid. Sê vir my, as ek en jy begin leef uit dimensie ewigheid, sê vir my, is daar iets op die aarde wat jou kan weerhou, wat jou kan stop, wat jou kan manipuleer, wat jou kan beïnvloed? Hoekom sien ons dit nie? Ons sien dit nie, want my volk gaan nog te gronde. Ons gaan nog dood wees 'n gebrek aan kennis, om hom te ken. Wat is hierdie kwaliteit lewe, die ewige lewe? Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe, om hom te ken, die enige waaragtige, en Jesus Christus, wat hy gestuur het. So wat is ewige lewe? Ewige lewe beteken,
om nie dood te gaan nie, om nou te bly lewe en te bly lewe tot die volle manifestasie as sigbaar, die verandering, die verheerliking as God in vlees, onverganklik, geen siekte, geen sonde, geen dood. Want Vader, laat u wil geskied. Vader, laat u koninkryk, u koninklike domein, heerskappy kom, soos dit in dimensie onsigbaar hemel, waar geen siekte, waar geen sonde, waar geen dood is nie, sigbaar op die aarde, verheerlik in 'n vleesliggaam. Hier is Rudy, as julle my gesien het julle die Vader gesien. Dis fantasties. Nou sê 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. Vers 17 sê, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Wat beteken daai skrif? Dit beteken so half vir ons asof God is wat jou kom. Nee. Dit kom terug na my volk gaan nog steeds te gronde weens 'n gebrek aan kennis. God se grootste begeerte, juis God se vervulling as begeerte, as woonplek, as tempel, as huis, vir ewigheid, dimensie ewigheid, maar jou samewerking as oortuiging in 'n plek van rus, as weet, verstaan, bewus, jou sielmens moet versadig word as die Gees, dimensie ewigheid. Daarom is die einddoel van ons geloof, die redding, die saligheid van jou siel, sodat vlees liggaam kan herleef. God in vlees, halleluja, en griep, en nonsens, en rekatusa, arme afbop, gebruik hulle te veel, loop draaie om jou. Want jy's eintlik nie uit die Roos-familie nie, jy's eintlik nie uit die Brand-familie nie, jy's eintlik nie uit die Spies-familie nie, jy's eintlik nie uit die De Kokers nie, jy's eintlik van ewigheid af uit God. Wow! En nou wil God sigbaar word in jou, as geopenbaar 'n kwaliteit. As jy my gesien het jy die Vader gesien. So wat skend hierdie tempel? Kyk gou wat sê Efesiërs 4 vers 18. Kyk gou wat sê Efesiërs 4 vers 18. Efesiërs 4 vers 18. Hoor nou, wat is die ewige lewe? Dis God se kwaliteit lewe in en deur jou, want God is Gees en God wil hom openbaar as waarheid sigbaar. Daarom verheerlik, onverganklik, 'n vleesliggaam. Daarom is jou liggaam duur gekoop. Hy behoort eintlik nie aan jou nie. Dit is eintlik God se eiendom. Al wat ek en jy kan doen is om God nou te verheerlik in my liggaam. Ons sal vandag uitvind hoe, en om te verheerlik in my klein netter gees. Hoekom in jou klein netter gees? Want die lewe is reeds in jou eie hand gegee, is reeds in jou klein netter gees vir jou, om jou vleesliggaam te openbaar as verheerlik, via jou siel, jou verstaan, jou weet, jou bewus. Halleluja, en ek so maklik. Wat skend hierdie tempel? Efesiërs 4 vers 18 sê, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, die ewige lewe, hierdie kwaliteit lewe, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hart. So wat skend hierdie liggaam? Kan ek gaan in hierdie nuwe reeks, gaan ek vir jou goed bring, dis nie cholesterol nie, dis nie suiker nie, dis die Here het my goed gegee. Ek is hierdie week geherleef, ek is hierdie week gerevive, ek het 'n opgewondenheid, ek het 'n verwagting vir die heerlikheid geopenbaar in vlees. Ons het te veel nog gegryp na grashalms. Sê vir die ou langs jou, grashalms. En wat het ons weerhou om uit te kom by die volle manifestasie of om God te vertrou? Sê vir die ou langs jou, jou eie gewete. Nie jou buurman nie, nie jou man nie, nie jou vrou nie, nie jou skoonma nie, jou eie gewete. Want die ewigheid, die oorsprong van hierdie lewe, jou eie issues kom uit jou eie. Chris, daar het Roos nou hard gesê, hard, en Chris het gesmaal, want hy het lanklaas gehoor dat sy vrou sê, haar eie issues kom uit haar eie hart. Gee die Here eers 'n lekker lofoffer vir dit.
Daarom kyk gou wat sê Johannes 12:24. Kyk gou wat sê Johannes 12:24. Kyk gou wat sê Johannes 12:24. Johannes 12:24. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, verwysend na Jesus Christus, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Het jy geweet, ons wat vanoggend hier sit, is die manifestasie as die vrug. Want soos hy is, so is ons in hierdie wêreld. So sê vir my, dis hoekom ons is van mening, as een gesterf het, het almal gesterf. Daarom is ons van mening, as toe een opgewek word, is almal opgewek. Daarom is ons alreeds lewend gemaak uit die dood, om nou te openbaar hierdie kwaliteit lewe, geen dood, om te openbaar die verganklike sigbaar word, God in vlees verheerliking. Hier is hy. Wat beteken veel vrug? Dit beteken, hy leef deur ons, as sy lewe, onsterflik en verheerlik, as opgewek, onverganklik, jou liggaam, sy tempel. Wow. Met ander woorde, dis nie iets wat ek en jy in ons vermoë kan doen nie. 'n Vrug, as 'n boom vrug dra, die vrug in die boom was tog nie die boom wat in die takke wat daar's net vrug. Nou ons is daar's net vrug. As lewend gemaak uit die dood. Wie wat hy is wie wat ons is. Maar wat weerhou ons van dit? Wat maak dit ons sukkel met dit? Ek sal vandag uitvind. Ek wil jou vandag help. En as ek vandag miskien klink as veroordelend, is dit jou eie gewete wat dit vir jou gaan die oortuiging bring. En ek moet dit so doen vandag, dat ons besef, wat beteken dit, geregtigheid, heiligmaking, die vrug van dit, om ons te help, sodat my gewete saam kan getuienis gee, van wie ek waarlik is, en my vleesliggaam openbaar, God en vlees, die Christusmens, die verheerliking. En dit maak dat ek agterkom, ek word al hoe minder siek. Hierdie 2 weke was almal om my siek, met griep, verkoue, wat ook al jy dink sy naam wil noem. Ek het tot so ver gegaan of my kinders sê, kom hoes op my, sodat hy kieme kan vrek. As iemand dat drukkies teen die persoon sê, ekskuus, ek het verkoue, sê ek is okay, jy kan my hoes, dat hy kieme kan vrek, want ek weet iets. Sê vir jou langs jou, hy weet iets. Ek is die vrug. Ek is die volkome ooreenstemming. Die manifestasie. Sê gou vir my, toe Jesus Christus uit die dode opgewek word as verheerlik, en hy verskyn in hulle midde, en hy sê vir hulle, moenie bang wees die manne en maninne, kom vat aan my, kom voel, ek is vlees en been, ek is nie 'n gees of 'n spook nie, gee my iets om te eet, sê vir my, daai vleesliggaam, kan daai liggaam siek word, kan daai vleesliggaam doodgaan, nou ek en jy is die vrug, as daai liggaam, ek en jy is die vrug as daai liggaam, en dit is God se gedagte, God se eindplan, dit was God se persepsie wat hy gehad het as sigbaar op die aarde. Kyk gou wat sê Romeine 6 nou oor dit. Romeine 6, ons gaan al hoe nader, ons kom al hoe nader aan die woord, aan die boodskap wat ek vanoggend wil bring. Kyk wat sê Romeine 6 vers 19. Nou sê vers 19, Romeine 6 vers 19, ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid, aan die geregtigheid, aan die geregtigheid, aan die geregtigheid, aan die geregtigheid tot heiligheid of heiligmaking. En vandag moet ons hierna kyk. Wat is die verskil? Wat beteken dit en waaroor gaan dit? Jy moet jouself diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligheid. Wat is die verskil? En Here, jy moet my help deur dit prakties te maak dat ons dit kan verstaan. Aan die geregtigheid tot heiligheid. En wat is die verskil? Wat is die verskil tussen die twee? Ons weet, en ek gaan na dit kyk, ou Paulus vergelyk dit soos 'n wedloop. Jy sien wegspringblok. Wie die 100 meter gehardloop, wie 200 meter gehardloop? Wie was sportief op skool? Onthou jy,
Daar was 'n wegspringblok. Jy het gaan weg, ek het 100 meter gehardloop, 200 meter gehardloop, allerlei goedjies. Ek moet sê, ek was op 'n tyd nogal vinnig. Nou, moet ouer ek word, hoe vinniger is ek. Die geregtigheid van God is soos, jy sak in die wegspringblok, gereed om hierdie, ou Paulus vergelyk dit met 'n wedloop. En dan is hier 'n wenstreep. En dan is hier 'n prys. 'n Prys wat jy behaal. Here, jy moet vandag help. Vir die meeste kinders van die Here is die wenstreep, die dood, en die prys wat hy behaal, en die prys wat hy gaan kry, is 'n goue straat, 'n mansion in die hemel. Maar dis nie wat dit is nie. Op Paulus vergelyk dit met 'n wedloop. En die geregtigheid van God is jou posisie as geposisioneer in die wegspringblok. Met ander woorde, dit beteken, voordat die skoot afgaan, op julle merke gereed, doef, dan gaan ons, wys God vir jou klaar. Jy het klaar gewen. Jy het klaar jou prys behaal. Want voordat God iets begin, het hy dit reeds klaar. Daarom was jy alreeds voor die grondlegging van die wêreld uitverkies, as dit saam opgewerk, dat jy net nou kan ontdek, die ligte moet aangaan, 'n geestelike waarheid, die ommekeer van 'n bewusheid, dis wie ek eintlik is, omdat ek myself sien, soos God my sien. So jy het klaar die prys ontvang as volbring, jy het klaar die wenstreep, jy het klaar die wedloop voltooi, jy het gewen, maar nou moet jy net dit manifesteer in jou lewe. Jy sal die waarheid ken, en die waarheid maak jou vry, sodat dit net alles kan sigbaar word, as verheerlik jy. Here, jy moet help. Die geregtigheid van God is 'n geskenk aan jou. Wat jy ontvang as 'n oortuiging deur sy geloof. Dit beteken, jy is geposisioneer in jou wegspringblok, gereed om hierdie wedloop vir 64 jaar op die aarde te openbaar as sigbaar, 'n kwaliteit lewe, sodat eendag van tyd geopenbaar gaan word, God in vlees, verheerlik, onverganklik. Geen siekte, geen dood. Dis hoekom ek is wie ek is. Die geregtigheid is die vertrek as wegspring. Heiligmaking, die wedloop. Die wedloop. As 'n proses. Nou, as ek sê proses, dan laat jou gewete jou verstaan, dis iets wat jy moet doen, dis in jou eie vermoë, dis werke. Nee, hierdie proses beteken 'n geloofswaarde, dit beteken 'n betroubaar, dit beteken as sy vermoë in en deur jou, as sy vrag. Daarom, Genesis 2 vers 1, God het die hemel en die aarde voltooi, op die 7de dag het God gerus van al sy werke, God het die 7de dag geseën en die 7de dag geheilig, toe God gerus het, wie is die 7de dag, waarna verwys dit? Wat was God se begeerte as rusplek? Wat was God se begeerte vir ewig as rusplek?
Dit verwys na jou, daarom sê Hebreërs 4, sodat ek en jy ook nou kan uitkom by 'n dimensie, by 'n plek, waar ons ook rus van ons werke, as verheerlik hy, want voordat hy dit begin het, het hy dit klaar volbring, nou kan ek en jy leef uit dimensie volbring, as hierdie vrug, geen siekte, geen sonde, geen nonsens, geen dood, ek leef uit dimensie ewigheid, en niks en niemand kan iets aan my doen nie. Ek mag my hand opsteek. So, die geregtigheid van God is 'n geskenk aan jou. Jy is geposisioneer. Jy het dit klaar behaal, dit is klaar volbring. Jy is heilig. Jy is onberispelik, jy is sonder gebrek. Nou moet hierdie verligte oë, hierdie openbaring, moet nou sigbaar word. Sigbaar word. Hardloop hierdie wedloop. Hardloop hierdie wedloop, heiligmaking, om nou die prys te behaal. Die prys is die verheerliking. God in vlees openbaar, sigbaar, onverganklik. Is God nie fantasties hier? Geregtigheid is die vertrek as wegspring. Baie van ons het gedink geregtigheid, die geskenk van geregtigheid, die vrug van geregtigheid beteken jy het gearriveer. Nee, jy het nog nie gearriveer nie. Want as jy gearriveer het, was jou liggaam nou anders verheerlik. En ons so duidelik gesien het, die verskil. So geregtigheid is die vertrek as wegspring. Jy sien jy klaar gewen. Nou hardloop jy hierdie wedloop, soos een wat nie slaan in die wind, soos een wat nie weet wie hy is, soos een wat jouself nie sien, soos God jou sien nie, om hierdie prys te behaal. So ek hardloop soos 'n wenner. Daarom het hy vir my gesê, my seun, het jy geloof, behou dit vir jouself. Leef dit, dat ander kan sien. My prys is nie om hel te mis en hemel toe te gaan nie. My prys is om nie dood te gaan nie, nie meer siek te word nie, te verheerlik onverganklik in sy tempel, sy huis, sy woning, hier is hy. Want al wat hierdie woning skenk, is nie griep, verkoue, virusse, nonsens nie. Al wat hierdie tempel skenk, is my onbekendheid van wie ek eintlik is, 'n verwronge identiteit, omdat ek nie weet wie hy is. Is al. Is al. Hierdie proses, hierdie wedloop, is nie in werke jou vermoë nie, maar sy vrug as werke sy vermoë, en dis alles, baie belangrik, dis alles, hierdie wegspringplek, hierdie alles is uit identiteit. 'n volkome ooreenstemming. Wat is identiteit? 'n volkome ooreenstemming. 'n perfekte, volkome ooreenstemming. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Omdat ek hom ken, kan ek myself sien, soos hy my sien. Met ander woorde, dit is alles uit identiteit. Kyk gou wat sê Filippense 2:13. Filippense 2:13. Vers 13 sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Met ander woorde, ek en jy kan, as we nou kyk na geregtigheid, daar's net twee vorme van geregtigheid. As we nou dit kyk, daar's God se geregtigheid aan my as geskenk, en dan is daar my eie selfgeregtigheid, my eie geregtigheid waar ek in my vermoë probeer kwalifiseer om aan God se standaard te voldoen. Jy kan nie aan God se standaard voldoen uit jou eie geregtigheid nie. God het dit vir jou gegee as 'n geskenk. Jy is die geregtigheid, jy's regverdig, net soos God regverdig is, as 'n oortuiging sy geloof, en as jy dit kan snap, gaan jy besef wie jy eintlik is, en jy gaan jouself begin sien, soos God jou sien. Ons gaan nou 'n paar goed demonstreer. Geregtigheid is 'n geskenk. Filippense 2:13 sê, dis hy wat in ons wil en werk as 'n vrug. Met ander woorde, ek en jy kan in ons eie vermoë probeer 'n beter kwaliteit lewe hê. Ek vat myself, ek oefen, ek ry fiets, ek is gesond, maar
daai liggaamlike oefening is van weinig nut. Maar godsaligheid, of nou dit kom, godsaligheid is die wins vir hierdie lewe as ewige lewe en die manifestasie as die sigbaar word, die verheerliking. En ek gaan vanoggend verduidelik vir jou, wat is hierdie godsaligheid? Hierdie godsaligheid is 'n geregtigheid tot heiligmaking. Hierdie geregtigheid is 'n geskenk wat jy ontvang as 'n oortuiging. Jy's geposisioneer, jy's geregverdig, jy sien jouself soos God jou sien. Nou hardloop jy hierdie wedloop as heiligmaking om 'n prys te behaal as verheerliking. Dis nie iets in jou werke en jou vermoë as jou geregtigheid nie. Dis 'n verborgenhede, 'n verligting van oë, 'n ontdekking van die ware jy en uit daai identiteit as 'n vrug gaan jy beginne iets manifesteer wat anders is as die ander in die werke van hulle eie vermoë. Ek hoop goed maak sin. Dink ek soos ek aangaan, gaan jy dit verstaan. So geregtigheid is 'n geskenk as 'n fondasie. Heiligmaking die vrug, 'n lewenswandel as die gebou. Met ander woorde, Paulus gebruik 'n wedloop. Ek kan net sowel sê, hier is die gebou uit die driehoekvensters. En hier is die fondasie. Nou kan ek net so wil sê, die geregtigheid as geskenk is die fondasie. Of die wegspringblok, jy's geposisioneer vir die wedloop. Jy sien, wauw, maar ek het klaar gewen. Die gebou, die geestelike gebou is die heiligmaking, is heiligheid, is die vrug van die gees manifestasie. Dit openbaar die gelykenis van God, die natuur van God, die karakter van God. Laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Laat hulle vrugbaar wees, laat hulle die aarde vul met ons gelykenis, ons beeld. Ek wys vanoggend vir jou hoe. Kyk gou wat sê Efesiërs 2 oor dit. Kyk gou wat sê Efesiërs 2 oor dit. Vers 21 sê, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Sê heiligheid, sê heiligmaking. Onthou julle, hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Of hy sê, sonder heiligmaking sal niemand die Here sien nie. Wat is die Here? Die Here is Gees en wat die Gees van die Here is vryheid. Wat beteken dit, sonder heiligmaking sal niemand die gebou, die Here sien nie. Wie is die gebou? Wie is die huis? Wie is die woning? Jy. Met ander woorde, sonder heiligmaking sal niemand die gebou, die huis, jy sien as die Here, as God in vlees, as verheerlik die Christus nie. Geen siekte, geen sonde, geen dood. Op die aarde, sê op die aarde. Dis wat dit beteken. Nou, Paulus sê, ek het nou dit aangehaal, ons kan dit ook vergelyk met 'n wedloop. Kyk gou wat sê Paulus in 1 Korintiërs 9. Kyk gou wat sê Paulus in 1 Korintiërs 9. Kyk gou wat sê Paulus in 1 Korintiërs 9. Vers 24. Weet julle dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. Ek hardloop, ek wandel, soos een wat die prys ontvang. Wat is die prys? Die prys is nie om hel te mis en hemel toe te gaan nie. Die prys is nou om nie dood te gaan nie, verheerlik onverganklik 'n vleesliggaam as opgewek, as uit die dood. Hardloop soos iemand wat die prys ontvang. Vers 25. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike krans. Wat is 'n onverwerklike krans? Die verheerliking van 'n vleesliggaam, geen sonde, geen siekte, geen dood. God in vlees openbaar, sigbaar. Hier is hy. Dis wat dit beteken. Vers 26. Paulus sê en Rudy sê, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Jitte. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Dan sê iets interessants, maar ek kastei my liggaam, maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerklik sou wees nie. Ek mag dieselfde sê. Weet julle wat, as jy hierdie openbaring het en jy begin die geregtigheid en heiligheid en heiligmaking en alles verstaan, dan is jou konsentreer, dan is jou kondisionering, die tempel, die woning, jou eie liggaam. Dan wil jy nie meer toelaat dat enigstens iets hierdie liggaam skend nie, want jy het uitgekom by die openbarmaking, jy is eintlik God in vlees, geopenbaar, die Christus verheerlik, hier is hy. Wow.
Met ander woorde, as ek besig is met waarheid, as ek 'n geregtigheidsprediker is, gaan ek jou nie wil begrawe nie. Gaan ek jou nie wil voorberei vir dood nie. Ek gaan jou voorberei net vir lewe op die aarde. Want die laaste vyand in hierdie koninkryk domein as die manifestasie was die dood. En waar is die dood? Kan ek maar vir jou sê, as oortuiging, as bewustheid in die hart van mense. Onthou, jou hart beteken ook, jou geloofsoortuiging, jou hart beteken ook die manifestasie as 'n bewustheid, die denke van Christus. Of 'n laer denke as, ek is nie goed genoeg nie, omdat ek nie weet nie, en ons gaan nou 'n toetsie doen, en ek gaan jou vang met 'n lus, dat jy net kan besef, waarmee is ek vanoggend besig. Is dit reg so? Is dit reg so? Met ander woorde mense, as ek besig is met waarheid, en ek is besig met dit wat jy vanoggend hoor, is my einddoel, is hierdie bediening se manifestasie as einddoel, die verheerliking van mense wat 200, 300 jaar gaan oud word, sonder enige siekte, sonder enige oud word in ouderdom vlees, sonder enige dood. Dis hoekom ek so radikaal is. Want ons is uit dimensie ewigheid om te openbaar 'n ewigheidslewe as die sigbaar word kwalifikasie, ewigheid, God en vlees op die aarde. En alles wag vir dit. Die verheerliking van dit. Nou, op Paulus vergelyk dit met 'n gebou, en dan vergelyk Paulus ook met 'n boom. Hy vergelyk dit ook met 'n boom. Hierso is die wortels, en hierso is die vrugte. En hierso is ook takke. Hy sê, die Bybel sê, jy sal wees soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit. Selfe effek, selfe effek, selfe effek, selfe effek, selfe effek. Ons kan ook vergelyk met 'n boom, die wortel, die geregtigheid, die geskenk, geposisioneer, geanker, regverdig. Jy voldoen aan God se standaard. God het vir jou gegee as 'n geskenk. Die takke, ons, die vrug, die manifestasie van heiligmaking, heiligheid as die vrug van die Gees. En die boom word geken aan sy? Die boom word geken aan sy? Kyk wat sê Romeine 11 oor dit. Kyk wat sê Romeine 11 oor dit. Kyk wat sê Romeine 11 vers 16. Is weer eens so stilte vanoggend. Tot op datum verstaan julle, kan julle sien wat ek bedoel, wat ek probeer my bes om vir jou te verduidelik. Romeine 11 vers 16. En as die eersteling heilig is, wie word verwys? Die eerste is opgewek, die hoof, die Christus. Is hy heilig? Is hy uit die dood? Dan is die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. Sê gou vir my, Kolossense 1 vers 18, hy is die hoof, ons die liggaam, die eerstgeborene uit die dood. Sê vir my, is hy heilig? Is hy die eerstgeborene uit die dood? Sê vir my, kan hy siek word? Sê vir my, kan hy sondig? Ek bring nou maar sonde in terwille van sekere mense wat moet hoor. Sê vir my, kan hy doodgaan? Nou as hy, dit is as heilig, geheilig, dan is die takke ook. Wie is die takke? Ek en jy ook. En as ek en jy ook, en dit is jou oortuiging, en dit is jou bewustheid, en dis jou wedloop, en dis jou fondasie, dan sal jy begin manifesteer die vrug van dit as die lewe, as 'n kwaliteit, tot 'n dimensie, tot 'n verheerliking as sigbaar, onverganklik, verheerlik, God en vlees. Hoor julle wat ek sê vanoggend? Kyk wat sê vers 18. Moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, luister mooi, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel wat vir jou dra, kyk op die bord. Dit is nie jy wat moet iets in jou vermoë doen om regverdig te wees nie. Dis die geskenk as die geregtigheid van God, wat jou regverdig verklaar, soos God.
Nou wat is geregtigheid? Die reg om voor God te staan, regverdig, om te voldoen aan God se standaard as regverdig. Met ander woorde, jy's geposisioneer, jy's gereed in die wegspringblok om nou hierdie wedloop te hardloop. Om nou hierdie prys te behaal as jy het reeds klaar gewen, sodat dit kan manifesteer in jou vleesliggaam as oortuiging, verheerlik onverganklik. En dis 'n geskenk, dit is 'n geskenk aan jou. Met ander woorde, daar's niks wat ek en jy kan doen om regverdiger te wees nie. Daar's niks wat ek en jy kan doen om onregverdig te wees nie, want dit was nie in jou vermoë nie. Dis God se liefde vir jou as 'n geskenk aan jou, en as jy kan oortuig word as 'n bewustheid, as 'n fondasie, as 'n wegspringblok vir 'n wedloop, gaan jy al hoe meer agterkom, 'n vrug manifesteer deur jou, en jy gaan agterkom, daar's dinge in jou lewe wat jou begin los, want dis nie in jou vermoë om op te hou nie, dis hy wat in jou wil en werk, tot 'n dimensie van 'n prys, 'n wedloop, ek is die wenner, wow, 'n verheerliking, onverganklik, God in vlees. Nou, Johannes 8, kom ons doen gou ietsie, doen gou 'n toetsie, kyk gou wat sê Johannes 8, kyk gou wat sê Johannes 8, oor die vrou wat oorspel gepleeg het. Luister nou mooi. Johannes 8, vers 3. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. Almal weet wat dit beteken. Hulle het haar gevang op die daad. Almal weet wat ek wil sê, wat die Bybel sê. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses, die wet het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig met klippe dood te gooi. Maar u, wat sê u as genade? Wat sê u as hierdie geregtigheid? Wat sê u as hierdie ewigheid? Wat het u te sê? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, luister mooi, laat die een van julle wat sonder sonde is, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Jesus sê vir hulle, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Nou gaan ons 'n toetsie doen. Ek gaan nou vir julle sê, laat die een wat sonder sonde is, aan my hand kom vat. Laat die een wat sonder sonde is, aan my hand kom vat. My hande is koud. Laat die een wat sonder sonde is, aan my hand kom vat. Ons gaan nou die geregtigheid as geskenk toets. Laat die een wat sonder sonde is, aan my hand kom vat. Laat die een wat sonder sonde is, aan my hand kom vat. Ek kan sien julle is by lig van die wêreldbediening. Oupa kan sien julle is by lig van die wêreldbediening. Oupa kan sien julle is by lig van die wêreldbediening. As jy sou getwyfel het, luister mooi. Jy het bietjie laat gekom. Laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Met ander woorde, as hulle geweet het wat die geregtigheid van God is as 'n geskenk, sou hulle haar met klippe gegooi het. Toe ek sê, laat die een wat sonder sonde is, aan my hand kom vat, toe kon die volgende skrif vir jou waar word. Vers 9. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste tot die laaste, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. Toe ek sê, laat die een wat sonder sonde is, aan my hand kom vat, en jou gewete sou vir gesê het, maar jy kan nie, jy moet sit, want, het jy nog nie, hierdie geskenk van geregtigheid, as 'n oortuiging sy geloof,
ontvang nie. Want hierdie geregtigheid het my geregverdig. Ek het die reg om in God se teenwoordigheid te staan. Ek het die reg om in God se aangesig te staan, net soos wat ek is. Daarom, ek gee nie om wat jy gedoen het nie, ek gee nie om wie jy is nie. Jy kan in die bediening kom instap, jy kan in die bediening kom instap, jy kan kom sit, net soos wat jy is. Dis 'n geskenk wat jy ontvang as 'n oortuiging. Ek is die geregtigheid, ek is regverdig, nie in my eie vermoë nie, maar nou word dit vir jou 'n wedloop. Dis soos 'n gebou wat gebou word. Dit beteken, ek begin al hoe meer manifesteer, nie meer in die wegspringblokkie, ek begin al hoe meer manifesteer. Die vrug van geregtigheid, die vrug van geregtigheid, goed begin van my afval, my lewe begin verander, nie op grond van my eie vermoë nie, maar op grond van die oortuiging, die platform waarvan ek redeneer. Dis hy wat in my wil en werk, tot ek 'n dimensie sal bereik, nie meer as in die wegspringblok geregverdig, die geregtigde geskenkie, nie meer as die manifestasie van vrug nie, maar as 'n regverdige man, as 'n regverdige vrou, geen sonde, geen siekte, geen dood, die manifestasie as die verheerliking, onverganklik, God in vlees. Halleluja. Wat doen die wet? As jy nie by die waarheid uitgekom het nie, daarom sê jy die waarheid ken, dit maak jou vry. As jy nog onder die wet is, gaan jy alles in jou vermoë doen om te wees in die wegspringblok. En jy gaan uitsak. Is God nie goed nie. Daarom, hierin is die liefde. Nie hoe lief jy hom het nie, maar hoe lief hy jou het. Hierin is die liefde. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Kyk God se begeerte vir jou. Van ewigheid af. Met ander woorde, ek was nogal verbaas toe die Here vir my sê, doen hierdie toetsie, dink ek, Here, belig van die wêreldbediening, maar ek wil vir julle sê, prys die Here, dat almal vorentoe gekom het. So dit sê vir my, julle luister tog in hierdie kerk. Ek is trots op julle. Tot Richard het na 'n lang ruk opgestaan en my hand kom vat. Nou, met ander woorde, die wedloop waarin ons is heiligheid en heiligmaking. Wat is heiligheid en wat is heiligmaking? Heiligmaking beteken to be set apart. Dit beteken, jy's eenkant gesit as toegewy, toegerus om God te verklaar as regverdig, sodat al wat jy sien is net God. Met ander woorde, dit is nie, jy moet heilig word nie, dis 'n proses as 'n geloofwaardigheid, betroubaar. Ek gaan nou vir jou 'n demonstrasie gee, want kyk gou wat sê Hebreërs 10 vers 10. Kyk gou wat sê Hebreërs 10 vers 10. Jesus, Here, mag vandag se boodskap mense help, dat ons onsself sal begin sien soos U ons sien. Kyk gou wat sê Hebreërs 10 vers 10. Vers 10 sê, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Vers 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak. Deur een offer het hy altyd volmaak, die wat geheilig word. Met ander woorde, kyk op die bord, deur een offer het hy ons klaar vervolmaak, jy's klaar volmaak, jy's klaar regverdig, jy's klaar die manifestasie as hy in vlees, dis 'n geskenk, maar nou moet jy heiligmaking, heiligheid word as 'n wedloop, as 'n gebou wat gebou word, as 'n boom wat begin vrugte dra, as 'n manifestasie, dis hy wat wil en werk. Met ander woorde, daar's goed in my lewe wat vir my afgeval het, wat nie meer ek is as die ware, die Christus geopenbaar nie, totdat ek 'n dimensie sal bereik as die verheerliking, die volle manifestasie, onverganklik. Intussen word ek nie meer siek nie, intussen hoe ouer ek word, hoe meer ek energie, ek vertel vanoggend vir jou. Want ek is 'n dimensie ewigheid. Nou gaan ek demonstreer, hoe werk heiligmaking en heiligheid. Hier's 2 pastore in Kuruman, ek gaan maar vir Kuruman gebruik. Hier's 2 pastore in Kuruman. Die een pastoor is jy mee groot vriende. Julle is groot vriende, julle is chommies. So nou en dan gaan jy en hierdie pastoorsvriend na die boom toe. Dan drink julle so lekker 2 of 3 biertjies, lekker 2, 3 biertjies.
En as die mense nou weggaan, laat die aand, dan sê jou pastoorsvriend vir jou, hey man, ek het daar vir my skuif nie. Ek wil nou nie vir almal nie. Ek wil nou nie vir almal dit doen nie. Ek is so lus vir 'n gelukkig kan die mense my nou nie sien nie, want ons twee is alleen. En maak jy nog sulke bubbles. Dis die een pastoor. Onthou, heiligmaking beteken om to set apart, om eenkant gesit te word. Dan die ander pastoor, as jy in die oggende 3 uur by sy huis verby stap, dan hoor jy Mambra Basile, Lakrasa Kokoro, Rababa Sikikile, Ramasatoro Kotolo, Kasikikile Ratalama. Die 2 pastore. Hierdie een is jou boesemvriend, jou chommy. Tot op 'n dag waar die dokters vir jou sê jy het kanker en jy lê op 'n sterfbed en die dood is voor jou en jy's besig om dood te gaan. Watter pastoor gaan jy nou bel om vir jou te kom bid? Ek wil vir jou wys wat beteken heiligheid en heiligmaak. Watter pastoor gaan jy nou bel om vir jou te kom bid? Jou chommy, jou eie gewete gaan jou nie toelaat om hom te bel nie. Hoekom gaan jou gewete jou oortuig om die ander pastoor te bel? Want al twee pastore het ontvang die geskenk van geregtigheid. Al twee pastore is geregverdig. Maar die een pastoor wat verstaan wat beteken heiligmaking en heiligheid, Mangrabale Brexato, is geloofwaardig en betroubaar. En ek het nou probeer verduidelik wat beteken heiligmaking en heiligheid. Eenkant gesit as toegewy, toegerus om God te verklaar as regverdig, sodat al wat jy sien is net God. Ek gaan myself gebruik. As jong man, ek was lief vir oval wedrenne, oval tracks. Ek was in die polisie berede, ek was lief vir rodeo. Gee my die wildste perd, die wildste bul en ek wou daai goed ry. Radikaal wild. Geen wonder God gebruik my vandag. Tot die dag wat ek uitgekom het as verlig by waarheid. En toe ek besef wat beteken heiligheid, heiligmaking en ek uitkom by dis 'n hartsding, 'n ewigheidsding. Toe het rodeo, toe het wilde perde, toe het vinnige motorkarre my gelos. Ek het geen begeerte meer vir dit nie. Al wat ek wil doen is mangra ba re so ko ro ka te sabra tala ba kato. As jy jou biertjie wil drink, as jy's net so regverdig soos ek. Maar wie gaan vir wie bel as daar 'n sterfbed is? Hoekom? Jou gewete volgende Sondag. Jou gewete gaan jou nie toelaat nie. Verstaan julle wat beteken heiligmaking? Wat beteken heiligheid? Wat is dan nou die prys, die verheerliking? Wat is hierdie heerlikheid? Heerlikheid is die goeie opinie en oordeel oor iemand as op die toestand van die liggaam as opgewek. En nou gaan ek dit vir jou ook verduidelik. Almal verstaan nou wat beteken heiligmaking en heiligheid. Dis 'n gewete ding. In daai oomblik van nood het jou gewete jou nie toegelaat om jou chommy te bel nie. Albei die geskenk van geregtigheid, albei geregverdig. Het ek julle, verstaan julle nou wat dit beteken? Met ander woorde, ek kan na hom toe kom net soos ek is, as hierdie geskenk van geregtigheid. Maar hierdie wedloop, hierdie boom, hierdie gebou, gaan al hoe meer begin manifesteer as hy sigbaar word. As hy. Sonder hierdie heiligmaking sal niemand die Here, God in vlees sien, Christus, jy nie. Kan ek nog 'n demonstrasie bring? Wie weet almal wie's Driekus Du Plessis?
Dricus Du Plessis, Chris wys so, Dricus Du Plessis is die UFC middelgewig wêreldkampioen. UFC staan vir Ultimate Fighting Champion. En ons weet, hulle veg nie in 'n bokskruit nie, hulle veg in so 'n gevegshok. Nou gaan ek vir jou demonstreer, wat beteken geregtigheid, wat beteken heiligheid, heiligmaking en wat beteken heerlikheid. Kan ek maar. Dricus Du Plessis, die UFC middelgewig wêreldkampioen, hy is geheilig as een kant gesit. Jy sal hom voor 'n geveg vir 6 maande nie sommer sien nie. Hy is een kant en wat doen hy een kant? Toerus, oefen, fiks, voorberei. Want daar is 'n heerlikheid van hom op die spel. Wat is sy heerlikheid? Wat is die goeie opinie en oordeel wat jy van Dricus het? Hy is die beste UFC vegter as 'n wêreldkampioen. Dit is sy heerlikheid. Wat is God se heerlikheid? God is lig. God is onsterflik. God kan nie siek word nie. God kan nie doodgaan nie. So wat is God se heerlikheid as die wenstreep, as 'n prys, 'n manifestasie, as 'n goeie opinie, as die opgewekte, verheerlikte Christus, 'n toestand van 'n liggaam wat so verheerlik sal word dat die dood dit eers kan aanraak. En sy naam is Rudy. Dricus Du Plessis, die UFC middelgewig wêreldkampioen, geheilig as een kant. Jy weet nie van die ure van insit as voorbereiding om homself toe te rus as die beste. As die beste. Met ander woorde, as hy in daai kruit instap, is hy die geregtigheid. Hy is geposisioneer as geregverdig as die beste. Dis sy attitude, kyk na sy attitude. Dis sy bewustheid, jy is in die wegspringblok geposisioneer as die geregtigheid, die regverdige. Man, die wêreld met sy nonsens en siekte en die dood kan voetsak. Sy attitude, Rudy se attitude. En daai gevegshok deur die UFC geregverdig met die reg, 'n heerlikheid as die wêreldkampioen, die beste vegter as verheerlik. As jy vir Dricus sien, is sy heerlikheid, hy is die beste Ultimate Fighting Champion van die wêreld. As jy vir Rudy sien, is sy heerlikheid, God geopenbaar in vlees, die Christus, die heerlikheid, hier is hy. Sê vir my, as Dricus een kant gesit word, maar Dricus worry nie, dis KFC, dis McDonald's, dis man, ons gaan, hey, sê vir my, die UFC gaan Dricus posisioneer as die geregtigheid, maar gaan die heiligheid, gaan die manifestasie as die heerlikheid, hy is die wêreldkampioen, om die prys te behaal. Hulle gaan hom stuk inslaan. Dis hoekom siekte en nonsens met jou woer speel. Maar Dricus Du Plessis, 'n heerlikheid, sy vorige geveg, hulle weeg hulle mos in 'n trek hulle hemde uit. Toe hy sy hemp uittrek, jy kon sien, die man is gekondisioneer. Jy kon sien, hierdie man was set apart. Hierdie man is heilig, geheilig, vir sy heerlikheid. As, ek sê vir jou groot goed, as die wêreldkampioen reeds die geregtigheid ontvang, hy het die reg om in hy gevegshok te wees. Jy het die reg om op die aarde te wees. God se geregtigheid is geskenk. Sodat jou heerlikheid, God geopenbaar in vlees, verheerlik, geopenbaar kan word, manifesteer. Heilig, heiligmaking, set apart. Toe hy sy hemp uittrek, toe kan jy sien, hierdie man is heilig, hy is geheilig, hy is heiligmaking vir sy heerlikheid, en dan kry die ander ou jammer. Sê, as jy dit verstaan, kry jy siekte, sonde en die dood jammer. Kyk gou wat sê Romeine 8 vers 10, en ek gaan afsluit met dit, want ek kom agter, ek verloor mense alweer. Ek preek te lank, maar is moeilik. Kyk wat sê Romeine 8 vers 10, maar as Christus in julle is, op die hele verlede week se boodskap, as Christus in julle is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is klaar lewe, jou gees is klaar lewe vanweë die geregtigheid. So waar is die lewe? In jou eie hand. Geregtigheid is jou redding as sy lewenswandel, en heiligmaking, die verheerliking as sigbaar, jou liggaam verheerlik, opgewek, onverganklik, geen dood. Daarom, ek sluit af, Romeine 10. Dit is belangrik dat jy dit hoor.
dan gaan we dit afsluit. As jy moeg raak, staan gou 'n bietjie op, beweeg jy 'n bietjie rond. Waar is dit alles? Waar is die ewigheid? Romeine 10 vers 6. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is sê, moenie in jou hart sê wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring nie, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus die dode op te bring nie. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en jou hart. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo jy tot geregtigheid, met die mond bely jy tot redding. Want die skrif sê elkeen wat in hom glo, sal nou nie beskaam staan nie. Wat beteken dit? Wat beteken dit in jou daaglikse lewe? Want Paulus sê, stry nou die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe. Ek verbied jou voor die aangesig van God, wat in alle dinge die lewe gee. Wat beteken dit om daar te lewe as hierdie ewige lewe? En ek sluit af met dit, kyk gou wat sê 2 Korintiërs 6. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 6. Hoor nou, en ek sluit met dit af. En ek hoop ek maak jou nuuskierig met dit. 2 Korintiërs 6 vers 7. Hy sê, Paulus sê, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid, in die regter en in die linkerhand. Rudy, wat maak jou daar leef? Ek besit oor die vermoë met hierdie woord van geregtigheid as oortuiging in my hart en my belydenis tot redding in hierdie lewe in my mond, met die wapens van geregtigheid aan my linkerhand, waarmee ek verdedig soos 'n skild, en met die wapens van geregtigheid aan my regterhand, waarmee ek aanval. Met ander woorde, as ek voel ek wil siek word, jy sê ek gaan nou amen sê, ek gaan nie verder vertel nie, ek gaan so los by julle. Stry nou die goeie stryd van die geloof. As die ewige lewe, met die wapens van geregtigheid aan jou linkerhand, en die wapens van geregtigheid aan jou regterhand. Hy sê in die week vir my, ek het jou 'n oorlogswapen gemaak. Ek het jou 'n hamer gemaak, wat nasies en 'n rots vermorsel, want my woord is soos 'n vuur, my woord is soos 'n hamer, wat 'n rots vermorsel. Rudy, hoe leef jy hier? Rudy, hoe leef jy hier? Met die wapens van geregtigheid aan my linkerhand, met die wapens van geregtigheid aan my regterhand, is in my hand, in my hart, en ek spreek met my mond, en die res sidder. Amen. Volgende week. Amen. Gee die Here 'n lekker lofoffer vir dit.